Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgelees deur Marlena Nel. Donderdag 27 November. Terug na die beloofde land. Kom ons open met gebed. Liewe Jesus, dit is so groot voorreg wat ons het om hierdie studies te kan bestudeer en ons dank U grootliks daarvoor. Liewe Heer, laat dit asseblief 'n seën wees en laat ons dit asseblief verstaan. Ons vra dit in die naam van Jesus alleen. Amen. Lees Jeremia 24 vers 6. Jeremia 31 vers 16 en die volgende gedeeltes in Esegiel. Hoofstuk 11 vers 17, hoofstuk 28 vers 25 en hoofstuk 37 vers 14 en 25. Let op God se belofte rakende Israel se terugkeer na die beloofde land en hoe dit vervul sou word. Wat sê dit? Ons lees Jeremia 24 vers 6, sowel as Jeremia 31 vers 16. En ek sal my oog op hulle slaan ten goeie en hulle terugbring in hierdie land, en ek sal hulle bou en nie afbreek nie, en hulle plant en nie uitdruk nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is 'n loon vir jou arbeid, spreek die Here, en hulle sal uit die land van die vyand terugkom. Ons lees dan nou Esegiel 11 vers 17. So spreek die Here, ek sal julle bymekaar maak uit die volke en julle versamel uit die lande waarin julle verstrooi is, en ek sal aan julle die land Israel gee. Ons lees Esegiel 28 vers 25. So sê die Here, as ek die huis van Israel versamel uit die volke onder wie hulle verstrooi is, en ek my in hulle as die heilige laat ken voor die oë van die nasies, dan sal hulle in hul land woon, wat ek aan my knegt Jakob gegee het. Ons lees Esegiel 37 verse 14 en 25. En ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word, en ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek, die Here, dit gespreek en dit gedoen het, spreek die Here. En hulle sal woon in die land wat ek aan my knegt Jakob gegee het, waar julle vaders in gewoon het, ja, hulle sal daarin woon, hulle kinders en hulle kindskinders tot in ewigheid, en my knegt Dawid sal hulle vors wees vir ewig. Esegiel 37 vers 14 en 25. Gedurende die Babyloniese ballingskap het die Israeliete nie net die hartseer werklikheid van ontheemding beleef nie. Daar was ook hoop. Die belofte dat hulle verhouding met God, wat weliswaar 'n tasbare bewys in die vorm van die beloofde land gehad het, nie net tot die besit van daardie grondgebied beperk was nie, dat dit nie die deurslaggewende faktor in die Here se verbondsbeloftes was nie. Toe die Israeliete inderdaad hul sondes bely, berou getoon en met hul hele wese na hom gesoek het, het die Here weer sy belofte vervul en hulle teruggebring na die beloofde land. Hierdie terugkeer was 'n tasbare teken van hulle nie tasbare herstel. Met ander woorde, dit dring tot hulle deur wat die belofte in werklikheid beteken, dat hulle, met of sonder Kanaan, steeds die Here as hulle God het. Die belofte dat Israel vir ewig die beloofde land sou besit, was nietemin voorwaardelik, en daarmee saam die belofte van hul hervestiging in Kanaan en dat hulle na die ballingskap daar sou gedei. Ons lees Deuteronomium 28 vers 63 en 64.
En soos die Here oor julle bly was om aan julle goed te doen en julle te vermenigvuldig, so sal die Here oor julle bly wees om julle tot nut te maak en julle te verdelg. En julle sal uitgeruk word uit die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. En die Here sal jou verstrooi onder al die volke van die einde van die aarde tot by die ander einde van die aarde, en daar sal jy ander gode, hout en klip dien, wat jy en jou vaders nie geken het nie. Ons lees Josua 23 vers 13 en 15. Weet dan verseker dat die Here julle God nie langer hierdie nasies voor julle uit sal verdrywe nie, maar hulle sal vir julle 'n vangnet en 'n stryk wees en 'n angel in julle sye en dorings in julle oë, totdat julle omkom uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Maar soos al die goeie woorde oor julle gekom het, wat die Here julle God oor julle gespreek het, so sal die Here oor julle al die onheilswoorde laat kom, totdat hy julle verdelg het uit hierdie goeie land wat die Here julle God aan julle gegee het. Ons lees 1 Konings 9 vers 7. Dan sal ek uit Israel uit die land uitroei wat ek hulle gegee het, en die huis wat ek vir my naam geheilig het, sal ek van my aangesig wegwerp, sodat Israel 'n spreekwoord en 'n spotlied sal word onder die volke. Ons lees 2 Konings 17 vers 23. Totdat die Here Israel van sy aangesig verwyder het, soos hy gespreek het deur al sy diensknegte, die profete, en Israel is in ballingskap uit sy land weggevoer na Assirië tot vandag toe. Ons lees Jeremia 12 vers 10 tot 12. Baie herders het my wingerd verniel, hulle het my stuk land vertrap, hulle het my begeerlike stuk land 'n woeste wildernis gemaak. Hulle het dit 'n wildernis gemaak, dit treur voor my, verwoes. Die hele land is verwoes, omdat daar niemand is wat dit ter harte neem nie. Op al die kaal heuwels in die woestyn het verwoesters gekom, want die swaard van die Here verteer van die een end van die land tot die ander end van die land. Daar is geen vrede vir enige vlees nie. Jeremia 12 vers 10 tot 12. Terselfdertyd wys die Ou Testamentiese profete op die herstel wat 'n toekomstige Dawidiese koning sou bring. Jesaja 9 vers 6 lees ons, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Die Here stuur 'n woord in Jakob en dit sal val in Israel. Sagaria 9 vers 9 en 16 lees ons, verheug jou grootliks, o dogter van Sion, juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou, regverdig en 'n oorwinnaar is hy, nederig, en hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vul van die eselin. En die Here hulle God sal hulle in die dag verlos as die kudde wat sy volk is, want hulle is kroongesteentes wat hulle skitterend verhef oor sy land. Sagaria 9 vers 9 en 16. Hierdie belofte is ook vervul deur die lewe, dood en opstanding van Jesus Christus, die een in wie al die beloftes aan Israel van ouds hul vervulling het. Hoewel die Nuwe Testament nie direk melding van die beloofde land maak nie, sê dit vir ons dat God se beloftes in en deur Jesus vervul is. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê vir ons, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle, ja, en in hom amen, tot heerlikheid van God deur ons. Romeine 15 vers 8 lees ons, en ek sê dat Jesus Christus 'n dienaar geword het van die besnydenis ter wille van die waaragtigheid van God om die belofte aan die Vaders te bevestig. Romeine 15 vers 8. In die lig van Christus het ons 'n nuwe interpretasie van die belofte oor die beloofde land as erfenis. Voortaan versinnebeeld dit die geestelike seëninge, Efesiërs 2 vers 6, wat God van plan is om vandag en na die volëinding van die wêreld aan sy getroue kinders te gee.
Die uiteindelike vervulling van God se belofte aan sy kinders, naamlik dat hulle 'n rus, oorvloed en welstand op tuisgrond sal beleef, sal op die nuwe aarde gebeur wanneer sonde en die gevolge daarvan iets van die verlede is. In daardie opsig steun ons hoop as Christene op Jesus se wederkomsbelofte en dat hy na afloop van die 1000 jaar lange tydperk in die hemel sy ewige koninkryk op die herskepte aarde sal vestig. Dit is die groot vervulling van al die beloofde land beloftes. Lees Johannes 14 vers 1 tot 3, Titus 2 vers 13 en Openbaring 21 vers 1 tot 3. Wat is die groot hoop wat ons uit hierdie verse kan put? Waarom is Jesus se soendood die waarborg dat hierdie groot hoop bewaarheid sal word? Ons lees Johannes 14 vers 1 tot 3. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer. En ek sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Titus 2 vers 13 sê vir ons: Terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons Verlosser, Jesus Christus. Ons lees en sluit af met Openbaring 21 vers 1 tot 3. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: Kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Openbaring 21 vers 1 tot 3.